Fantasties, ons praat weer oor Mountain Moving 5. Ek het vorige keer vir jou gelees van die skrif daar in Markus 11 vers 23 wat sê, voorwaar ek sê vir julle, nie Moses nie, nie Paulus nie, nie Daniel nie, maar God self sê, voorwaar ek sê vir julle, elkeen, jy ingesluit, ek ingesluit, elkeen wat vir hierdie berg, this unmovable situation, wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, elkeen wat positief praat, elkeen wat lewe spreek, elkeen wat sê, glo wat hy sê, hy sal kry net wat hy sê, mense kry baie kere wat hulle sê, hulle glo sekere goed, en dan kry hulle dit, hulle sê, ons gaan dit nie maak, en dan glo hulle dit, en dan gaan hulle dit nie maak, want dit is precies wat hulle wil hê, want ons moet precies dit sê wat ons wil hê, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat vir hierdie berg sê 'n bietjie vir die berg van omstandigheid om te skuif, in die naam van die Here, elkeen sluit jou in, dit sluit my en elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, hy sal kry net wat hy sê. En nou kom vers 24, daarom sê ek vir julle, alles wat jy in gebed vraag, glo dat jy dit sal verkry, en julle sal dit hê. Die nuwe vertaling sê, glo dat jy dit al ontvang het, en jy sal dit verkry. Die Amplified Version sê, believe that it is granted unto you, soos jy moet recht praat, jy moet glo dat jy dit het, en dan moet jy ook, het ek jou vorige keer vir jou gesê, jou kennis verdiep in die woord, as jy nie het nie, is dit waarskynlik, omdat jy nie weet nie, want die Bybel sê, die geloof is uit die gehoor, jy moet hierdie goed beginne hoor, maar vandag wil ek vir jou iets sê, wat jy dalk nog nooit in jou hele lewe gehoor het nie. Praat met jou oor hoe om jou geloof te laat groei, Mountain Moving 5, dalk het jy die volgende nog nooit gehoor nie. As jy nie glo nie, is dit omdat jy nie lief het nie. Staan dit in die Bybel, kan dit waar wees? Ek gaan dit vir jou nou lees. Die Bybel sê in Galasiërs hierdie woorde, Galasiërs hoofstuk 5 vers 6, sy B-gedeelte. Hy sê in Christus Jesus gaan dit nie oor die besnydenis of die onbesnydenis nie, hy sê maar dit gaan deur geloof wat deur liefde werk. Daar het jy dit, geloof wat deur liefde werk. Miskien sê jy, ek het nie geloof, het jy liefde? Het jy liefde? Wat sê die Bybel daar in Johannes, 1 Johannes 3 vers 15, hy wat sy broer haat is 'n moordenaar. Wel vriend, jy diskwalifiseer jou vir die geloof wat moet werk. Geloof wat deur liefde werk. Wil jy hê jou geloof moet werk? Dan moet jy lief wees vir jou broer. Eina, ek wil nie lief wees vir my broer nie, wel, dan kan geloof nie werk nie. Jy moet lief wees vir jou skoonma, en jou skoonpa. Ek kan nie lief wees vir my skoonma nie, sê iemand dalk. Vriend, dan kan geloof nie werk nie, dan skiet jy jouself in die voet, en alles waarvoor jy bid, gaan jy nie kry nie, en jy gaan nie 'n sukses wees nie. Geloof, Galasiërs, hoofstuk 5 vers 6, geloof wat deur liefde werk. Hy sê, by Christus, kom ek lees weer vir jou daai vers, hy sê, in Christus Jesus gaan dit nie of jy besny is, of jy onbesny is nie, die onbesnydenis het nie krag nie, die baie goeders is vir mense belangrik, hy sê dit gaan oor geloof, wat deur liefde werk. Het jy liefde? Het jy liefde? Nou kom die Bybel en hy het die Oud-testamentiese wet, jy ken mos die Oud-testamentiese wet, daar was maar 613 wette, en waarvan 10 van hulle die gebooie genoem word, en hy sê, 'n voorwaarde om jou wonderwerk te verkry, in Exodus 15, en ek wil dit vir jou daar in die Oud-testamentiese wet lees, en dan wil ek vir jou lees hoe dit in vandag in die Nuwe Testament ook sal lees. Exodus 15. Nou, jy moet my gou kans gee, want ek wil dit nou vir jou woord vir woord lees, en hierdie gaan dalk die grootste openbaring wees, wat jy in jou ganse lewe tot dusver gehoor het. Hy sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister, as jy nou getrou is, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en sy insettinge,
dan sal ek geen een van die siektes van op jou lewe wat op Egipte land is nie. Want ek is die Here jou God wat gesond maak. Dis nou die wet. Nou ons weet dat in die Nuwe Testament het ons een wet, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Die Nuwe Testamentiese wet is liefde. Kan ek die Nuwe Testamentiese ekwivalent van hierdie vers lees? As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat hy sê, en na sy wet van liefde sorgvuldig luister, dan sal geen een van die siektes in Egipte land op jou lê nie en die Here gaan jou gesond maak. Baie kere is dit liefde wat tussen jou en jou wonderwerk staan. Baie kere is dit liefde wat tussen 'n skepende wonderwerk van genesing, 'n skepende wonderwerk van finansies, 'n skepende wonderwerk van 'n deurbraak in jou lewe staan, is dalk liefde. Jy sien, ons almal. Ek dink as jy vir my sal sê, jy het nog nooit met 'n situasie, jy is nog nooit met 'n situasie gekonfronteer waarin 'n hatige situasie voor jou was, en daar was nog nooit in jou lewe ooit 'n gevoel wat jy 'n wrangsmaak en teestand teen iemand gevoel het, dan wonder ek of jy die waarheid praat. Maar as jy vir my sê, ek was daar, ek het oor het geklim, ek sal jou glo, maar vandag is daar mense wat nog nie oor het geklim het nie, en dis dalk die enigste rede hoekom jy nog nie jou wonderwerk ontvang het nie. Dit is dalk wat tussen jou staan, en 'n kind van jou, waarvoor jy bid vir 'n genesing, want jy is in autoriteit oor daardie kind. Dit is dalk dit wat tussen jou staan, om 'n wonderwerk vir jou familie, vir jou gesin te kry, jy wat in 'n autoriteitsposisie is. Jag daar die gees van haat weg. Haat kos dat jou geloof nie werk nie. Ek praat met jou oor Mountain Moving 5, as jy die vorige enig gemis het, gaan soek hom op YouTube, gaan luister, kyk of jy hom kan kry, Mountain Moving 5 Part 1, maar hier in nommer 2, liefde laat geloof werk. Romeine 5 vers 5 het 'n baie interessante vers, en ek wil dit vir jou lees. Ek weet baie van julle ken dit uit julle koppe uit, dit is vir jou geen vreemde versie, maar dit is so maklik, en ek wil dit vir jou lees. Romeine 5 vers 5 het hierdie woorde. Hy sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Nou, miskien sê jy, hierdie vers sê, liefde is uitgestort in jou hart, miskien sê jy, ek haat iemand. As gelowige sê jy so, ek wil vir jou sê, jy dink jy haat iemand, maar diep in jou hart is daar liefde vir jou skoonma, vir jou skoonpa, vir jou swaar, vir jou broer, vir jou suster, vir jou pa, vir jou ma, al voel jy dit nou nie, want die Bybel sê in Romeine 5 vers 5, ons weet dat die liefde van God in ons harte uitgestort is, soos as jy 'n gelowige is, dan het jy liefde, dis soos geloof. Party mense sê, hulle het nie geloof nie, elke mens wat tot geloof, wat tot bekering kom, het geloof, elke liewe mens het geloof. Party sinne moet net groei, maar elkeen het geloof, so is liefde ook. Party mense se liefde moet net groei, maar jy het liefde vir jou skoonpa, vir jou skoonma, vir jou broer, vir jou suster, vir jou pa, vir jou ma, vir jou werknemer, al dink jou werknemers anders as jy. Daar is 'n diepe liefde daar binne in jou. Dit is daar, maar jy moet dit nou ontwikkel, sodat jy jou Mountain Moving 5 laat werk. Want Galasiërs 5 vers 6 sê, geloof wat deur liefde werk. Ek weet jy is by my by hierdie boodskap. Dis al wat tussen jou en 'n wonderwerk staan. Nou, hoe gaan ek hierdie liefde aktiveer? Dieselfde as geloof. Hoe aktiveer jy geloof? Geloof begin jy reg te praat, jy sê goed, jy bely goed. Die Bybel sê vir hierdie berg, jy sal hê wat jy sê. Jy sal kry wat jy bely. Liefde is dieselfde. Sê jy is lief vir jou skoonpa, of jou skoonma, of jou pa, of jou ma, of jou kinders, of wie ook al. Begin dit vir jou, jy hoef dit dalk nie direk in hulle gesig te sê nie, jy kan, maar sê dit ten minste vir jouself, ek is lief vir hulle. Begin dit te sê, en dan glo jy dat jy lief is vir hulle. Jy moet glo dat jy dit reeds het. Jy kan nie nou
glo jy is nie lief, jy moet glo dat jy lief is, dan reageer jy begin goed te doen soos iemand wat lief is vir hulle, deur hulle te nooi vir 'n braai, deur hulle 'n oproep te gee. As jy nooit jou skoonma gaan bel nie, dan reageer jy nie soos iemand wat lief is vir haar nie, en dan moet jy ook nie dink dat jy 'n wonderwerk gaan kry nie, want jy is dubbelhartig, en Jakobus hoofstuk 1 vers 7 het hierdie woorde, so 'n dubbelhartige man sê vers 8, onbestendig in al sy weë, vers 7, die vorige vers sê, so 'n mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, jy moet dit nie eens in jou gedagte opkom nie, soos jy moet begin reageer soos iemand wat lief is vir mense. Baie kere wil mense graag preek, maar hulle het nie liefde nie. Ek het nou die dag die uitlating gemaak, as jy nie lief is vir my mense nie, dan mag jy ook nie in my gemeente preek nie. Ek praat van my gemeente, want dit is ons God se gemeente, en dit is ons gemeente, en dis is jou kinders, is my kinders, is God se kinders, ek is hulle pa, en ons is mekaar se mense. Weet jy wat, jy het geen reg om vir God te werk as jy nie lief is vir sondaars nie. Dit beteken nie jy moet lief wees vir sonde nie, allermins geheel en al glad nie, maar jy moet lief wees vir die sondaar, want so lief het hy my gehad, dat hy sy lewe vir my gegee het, en daaruit is wonderwerke gebore. As jy jou geloof na die volgende vlak wil vat, wil ek vir jou sê, prys die Here, laat liefde ontkiem, laat dit ontwikkel, laat dit groei, dis reeds in jou hart, jy het reeds die sondaar lief, want die Bybel sê in Romeine vers 5, sy liefde is in jou hart uitgestort, jy moet dit net beginne sê, jy moet dit net beginne glo dat jy dit het, en op te reageer soos iemand wat dit het, en weet jy wat, begin jou Bybel te lees, en terwyl jy hom lees, sal daar die liefde ontwikkel, en voor jy kom kry, begin geloof te werk, dis so suurdeeg wat deur 'n deeg beginne werk, hy deeg beginne skielik te groei, weet jy die wonderwerke, wag by jou voordeur om te gebeur, hulle klop, hulle hamer aan die deur van jou lewe, die genesings, die ongeneeslike siektes, wat God gaan gesond maak, is gereed, die wonderwerke is, hulle hamer, hulle smeek om te gebeur, as jy die geloof sal laat werk, deur liefde, dis soos deeg wat jy deur knie, God kan nie wag, hy wil het laat gebeur, baie mense gaan eendag in die ewigheid staan, wat reeds die tydelike met die ewige verwissel het, en hulle staan voor die poort, en hulle sê, Here, hoekom nie? En die Here moet hulle antwoord, jy het nie gekwalifiseer vir jou wonderwerk nie, ek het dit gedoen, ek het gewag om dit te laat gebeur, maar die liefde moes die geloof laat werk het, want geloof wat deur liefde werk, en dit het nooit gewerk nie, want jy dit nie laat werk nie, jy moet dit laat gebeur, daar is iemand vir wie jy 'n geskenkie moet gee, 'n kaartjie moet koop, 'n WhatsApp stuur, 'n oproep moet doen, iemand wat jy moet nooi vir 'n koppie koffie, 'n tee, en dalk selfs 'n saamkuier, daar is iets wat jy moet doen om geloof te laat werk, geloof wat deur liefde werk. Korintiërs, die liefdeshoofstuk 1 Korinte 13, dis daarom 'n ingrypende hoofstuk daardie. Ek wil dit vir jou lees, om jou geloof na die volgende vlak te laat slinger, om dit na die volgende vlak te laat swaai. 1 Korinte 13 vers 2 wil ek spesifiek vir jou lees, en dan vers 13 ook. Is jy gereed om het te hoor? Dit gaan jou bless. Hierdie is dalk die grootste boodskap van jou lewe. Vers 2 sê, al sou ek die gawe van profesie hê, al die geheimenisse weet, al die kennis. Hy sê op een plek, al kan ek die tale van mense in Engels praat, jy kan Duits, Tswana, Kosa, wat ook al praat, en jy het nie die liefde nie, dan sê jy klinkende metaal. Hy sê, al het ek al hierdie goed, en al het ek geloof wat berge kan skuif, mountain moving 5, as ek nie liefde het nie, dan sê ek niks nie. Want liefde sit die ratte in werking, dit laat die wiele beweeg. As jy geloof het wat berge skuif, en jy het nie die liefde nie, dan sê jy niks. Interessant, dat 13 vers 13 van 1 Korintiërs sê, nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Geloof, hoop en liefde. Hoe kan ek my geloof laat werk?
Ja, ek moet sê, ek moet reg praat. Ja, verseker, moet ek glo, ek het reeds daardie ding waarvoor ek gebid het, en ek moet reageer, want geloof sonder werke is dood. Al hierdie goed is waar, en as ek nie glo nie, is dit omdat ek nie reg praat nie, en omdat ek dalk nie reageer nie, dis dalk omdat ek nie weet nie, want as jy nie glo nie, is omdat jy nie weet nie, jy weet te min, en die Bybel sê, die waarheid sal jou vry maak, jy moet hierdie waarheid beginne weet, dit beginne bestudeer, geloof is uit gehoor, jy moet die waarheid hoor, en die gehoor moet uit die woord van God wees, Romeine 10:17, maar, al het jy al hierdie goeders in plek, en jy het nie die liefde nie, die Bybel sê Galasiërs, hoofstuk 5 vers 6, geloof wat deur liefde werk, jou geloof gaan nou vanaf beginne werk, ek wil jou uitdaag, en ek wil God vra, om daar die eerste gedagte in jou hart te laat val, waar jy liefde moet laat werk, so dat geloof kan werk. Jy sien, die een wiel, laat die ander wiel draai, dis soos ratte. Mag die Here, ek weet uit jou klaar gewys, van iemand wat jy nie so lekker mee voel nie, iemand wat jy dalk dink jy haat, iemand wat jy glo, jy het geen liefde voor nie, ek het vandag vir jou openbaring gegee, jy het liefde in jou hart vir daardie persoon, jy moet dit net oplig, jy moet dit net bokant die verkeerde dinge uitlig, bokant die gebeure van die verlede oplig, jy moet net 'n bietjie hoër lig, ek het hier 'n verklaring in my Bybel geskryf, op die boorrand, boonste kantlyn, op die header, soos hulle sê, en ek, dis rondom wonderwerke, dis rondom deurbrake, dis rondom genesing, en hierdie verklaring verklaar ek oor my eie lewe, ek sê ek kwalifiseer vir wonderwerke, want ek laat liefde in my lewe toe, en ek wil jou aanmoedig om hierdie verklaring oor jou lewe te maak vandag 'n besluit, voor jy hierdie verklaring gaan doen, sê ek is lief vir alle mense, net daar waar jy is, sê ek is lief vir my ouers, net daar waar jy is, sê ek is lief vir my kinders, sê ek is lief vir my werkgewer of werknemer, sê ek is lief vir my werknemers, sê ek is lief vir my bure, sê ek is lief, want die liefde is daar so, jy is dalk nog net nie bewus daarvan nie, sê dit, begin dit te sê, sê dit gou dadelik, sê dit nou, ek is lief vir hulle, en dan begin jy te glo jy is lief vir hulle, en dan vat jy het na die volgende vlak, en jy glo dit nie net, jy begin nou te reageer, ek is lief vir hulle, en vriend, hierdie verklaring, bo op die boonste kantlyn van my Bybel, ek sê in die teenwoordigheid van die almagtige God, en die Here Jesus Christus, en die Heilige Gees, en die heilige engele, ook in die teenwoordigheid van die duiwel, en sy trawante, wat dalk in die teenwoordigheid kan wees, sê ek die volgende, dat ek verklaar, ooreenkomstig die woord van God, dat ek genees is. Ek verklaar, dat ek in oorwinning lewe. Ek verklaar, dat ek die goeie van die land eet. Ek verklaar, in die naam van die Here, dat ek in oorvloed lewe, net goedheid en guns sal my volg, ooreenkomstig die woord, in Jesus naam. Ek het wat God sê ek het. Amen. Wil jy moet dit oor jou lewe verklaar, omdat jy die vereistes nakom, om lief te hê. Wees lief vir die sondaar, hy moet veilig voel in jou teenwoordigheid. Veilig? Ja, want jy moet Jezus aan hom kan voorhou. Jezus het nie die vrou by die put sleg gesê nie. Ja, hy het daar die evangelie gegee. Hy het daar vertel van haar lewe, ja. Hy het nie die vrou wat die mense wou gestenig het, gesê ek veroordeel jou nie. Hy het sê ek veroordeel jou ook nie. Gaan jy en sondig nie meer nie. Hy het definitief nie sondig goedgekeer nie. Dit was nie om te oordeel nie, dit was 'n ander saak. Hy het gekom om te red en salig te maak. Kom, maak jou hart oop vir sondaars, sodat hulle veilig in jou teenwoordigheid kan voel, sodat jy die evangelie kan gee. Hy het saam met tollenaars en sondaars geëet, sê die Bybel. Hoekom? Soveel moontlik moet by die Vader uitgebring word. Ons moet nie lief wees vir sonde nie, maar ons moet lief wees vir die sondaar. Here, verander my hart, dat ek na sondaar sal kyk, soos U. Vader, baie dankie vir hierdie woord wat ek kon oopbreek. Ek weet daar's baie wat na hierdie woord weer 'n keer moet luister, op YouTube en op die verskillende kanale wat dit weer moet luister, want as jy nie het nie, is dit omdat jy nie glo nie.
En as jy nie glo nie, is dit omdat jy nie weet nie, jy weet net nie genoeg nie, jy weet te min. Want as jy hierdie goed beginne weet, sal jy glo, jy sal dit beginne doen. Ag Here, seën elkeen wat hierna luister in sy hart, en ek weet die seën word losgelaat na mate ons geloof het. Gee dat hulle hierdie woord oor en oor sal luister, in die naam van die Here Jesus Christus. Ek weet jy het hierdie woord ontvang. Ek weet die Here vat jou na 'n volgende vlak toe, dis die tyd vir jou deurbraak. Ek seën jou in Jesus naam. Tot volgende keer, bye.